Hij
Oh, my words won't show. I've got nothing new. How could I express oh my gratitude? I could sing these songs as I often do. Every song must end, and you never do. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I am nothing else fit for a king except for a heart singing
oomblik so bly staan. Vergewe wat ek nou gaan doen, maar dis maar wat ek in my hart voel. Ons gaan nou weer die inleiding doen. Net die inleiding. Onthou jy op skool toe juffrou vir jou gesê, die musiekjuffrou, julle gaan nou ham. Onthou jy dit? Ons gaan die inleiding, Sonja, wanneer jy preek, dan sê jy partykeer, jy nou sê, nou dis dit. Ham nou. Ek weet dis jou eerste keer ooit. Net die inleiding. Soos jy hom gedoen het, presies net so, en ons gaan ham, en dan dink jy aan, sy liefde is daar geen einde. Sal ons dit doen? Nog een, asseblief. Sit net gou op daai drom van jou, Jana, sit net gou op ons. Het julle die dromme vanoggend gehoor? Doen gif ons 'n drumroll asseblief. Net so 3. It's amazing. Dankie span. Ons jong mense is welkom om saam met Rassie te gaan. Sjoe, dit was mooi. Sommige net so God se wonderlike teenwoordigheid te ervaar. My hart aangeraak. Ek's baie opgewonde om vanoggend se woord te bedien. En ek is so dankbaar ek's nie alleen dat God se Gees saam met ons is. Ek het al mense in my lewe ontmoet wat op 'n plek leef wat hulle sê ek het alles wat ek nodig het. Ek's tevrede en letterlik soos die psalme sê, ek kom niks kort nie. Mense wat by 'n plek leef wat jy kan agterkom, hulle is in hulle harte voorberei vir 'n ewigheid of hulle is besig om voor te berei vir 'n ewigheid saam met hulle Skepper. En dat hulle nie insettel in hierdie plek om hier te bly, jy kan amper sien hulle is op pad. Jy kom dit agter. Ek het ook in al die jare in my bediening en voor dit en waarskynlik in jou eie lewe sal jy saam met my kan getuig, ek het nog nooit by 'n plek gekom of by iemand gekom wat sê ek berei myself voor vir die hel. Daar's mense wat nou uitelik daaroor sal praat, maar ek ken nie eintlik mense wat sê hulle berei hulle self voor vir 'n ewigheid in die hel. Maar nou is die hartseer ook daar dat ek ken min mense, en dis ook skriftuurlik, wat jy regtig kan agterkom in hulle hele wese, in hulle menswees, in hulle lewenstyl en leefstyl keuses, maak hulle gereed om by God te gaan woon. Min mense wat jy kan sien, jy ervaar dit, hulle is tydelik hier. Because this world is not my home. I'm just passing through. Daar's ongelukkig min sulke mense ook. Dink maar net aan jou eie lewe hier op aarde en dalk het jy in hierdie week dalk ergens by 'n plek gewees wat jy gedink het of miskien die gedagte net so 'n bietjie getrakteer het in jou kop van, "Ai man, as ek dan net so 'n bietjie meer geld gehad het. Of as ek nou net so 'n bietjie meer gesonder was, hierdie ou liggaam sukkel so, ag man, as my huwelik dan nog net so 'n bietjie lekkerder was en die kinders daarom net beter wil luister.
Of dalk het jy al daaraan gedink as ek miskien dalk net 'n ander werk gehad het, of 'n groter huis, of 'n beter kar, 'n mooier een, smarter een. As my aftrede dan nou net so 'n bietjie anders daarna uitgesien het en tog, as ek daarom nou maar net uiteindelik op pensioen kan gaan. Nou in die gedagtes wat ons soveel keer aan dink, miskien nie, maar ek ken ook mense wat daaraan dink, dan kom jy agter mense is maar gewoonlik hier op aarde op soek na daardie iets wat hierdie plek gaan beter maak. Ons wil dit graag beter hê. Miskien is dit dalk net gryp na nog 'n kursus, of dalk nog 'n boek, of nog 'n goeie podcast, of ietsie op Pinterest. Ek weet nie, ek het al gehoor van Pinterest. Maar of miskien nog 'n pilletjie, of miskien is daar ietsie wat gaan help, dat hierdie net gaan beter raak, dat dit lekkerder, nog 'n motiveringsvideo, of dalk net nog 'n goeie YouTube wat vir my gaan sê hoe ek dit kan doen. En nou leef ons in 'n tyd en 'n era wat die mees gevorderdste tegnologie tot ons beskikking is, en ons letterlik die meeste van ons antwoorde kan kry deur die druk van 'n knoppie. Hy maak nog nie koffie nie, dit het ek agtergekom, om dit self te doen. Maar die meeste van die goed kan jy regtig kry deur die druk van 'n knoppie, en ten spyte daarvan is mense steeds moeg. Mense is steeds angstig, en mense is steeds leeg en op soek na iets. En dis die ding. Die grootste behoefte vir elke lewende wese wat asemhaal, is nie na goedertjies en dingetjies en nog nie, maar is na God. Die mens se siel, die mens se hele wese smag na God, na nog meer van God. En dis Petrus wat op Pinksterdag, ons het nou so 3 weke van Pinkster gehad, hier nou maar net op 'n Sondag, en ek hoop iets het in jou hart wakker geword in hierdie tyd, wel iets het met my gebeur, en is nog steeds besig om te gebeur, maar Petrus spreek een van die beste preke ooit, en is Heilige Gees geïnspireerde boodskap, en ek het, terwyl ek voorberei, sit ek en dink, dit sou nou cool gewees het, as ek Petrus se preek op YouTube kon kyk. So gepraat van tegnologie. Toe dink ek daaraan, maar dis eintlik, dit maak glad nie 'n saak nie, want hoe ongelooflik is dit om te dink, ek het sy preeknotas, meer as 2000 jaar later. Ons het die preeknotas hier, maar Petrus kom preek, en die mense vra nie, luister, Petrus, kan jy net vir ons asseblief nog 'n bietjie meer feite gee, of bewyse, of help ons nou net met die konteks, of Petrus, kan jy 'n kursus hieroor aanbied, of Petrus, ek wil net gou seker maak, as jy nou weer preek, gaan daar sop en pannekoek wees. Onthou pannekoek volgende week. Maar sal net gou seker maak, en ek wil net seker maak, Petrus, is dit jy wat preek, en gaan hulle nie dalk 'n bietjie geld vra nie, en hoe gaan julle sing? Wie gaan die sang lei? Het jy van dit ooit raak gelees? Nee, dis nie wat die mense vra nie. Op Pinksterdag. Hulle harte word so deur die woord self, en dis Christus wat met ons praat, aangeraak, dat die enigste vraag wat die mense het is, wat moet ons doen? Wat kan ons doen? Ek gaan dit vir jou lees, dat jy dit net raak sien. Maar ons gaan dit nou lees. En Petrus antwoord hierdie vraag van hulle oor wat moet ons doen, dat dit so relevant is in 2026, is dit nog steeds vir ons elkeen wat hier sit, wat daar bo sit, van toepassing, en kan ons dit lees, en kan ons besef dat die Here ook met ons praat. Want God, en dis die boodskap van Petrus, Petrus sê, God wil jou nie net lei na 'n beter lewe nie, hy wil hê dat jy moet draai op die pad wat jy nou loop, draai en bekeer jou, kom saam op die pad saam met Christus. Hy sê, bekeer jou en laat elkeen van julle gedoop word, want hier is die groot rede. God wil in jou kom woon. Petrus, kragtige boodskap, meer as 2000 jaar gelede, en hy sê vir hulle hierdie woorde, bekeer jou, laat jou doop, en jy sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. En ek gou net vir 'n paar sekondes parkeer by bekeer. Dis 'n woordjie wat ons al baie maklik gebruik, maar ek het gevoel in my hart, ek praat met Frans ook daaroor, dat ons net gou so 'n bietjie stil staan. Hy sê hy hou van die Engelse woord wat sê repent.
So hy roep die mense tot bekering. Christus sê, bekeer jou, laat jou doop en jy sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Ek kom nogal agter daar's 'n tendens in die kerk vandag en oor die afgelope paar jaar dat bekeer het baie meer 'n kwessie geword van ek steek my hand op vir Jesus, of ek doen dalk 'n vinnige gebedjie, min betekenis, ek dalk in 'n groep en ek steek my hand op, en dan, en hier's waar die fout inkom, dan nooi mense vir Christus, ek het nou ja gesê, kom stap saam met my. Maar dis nie wat die woord sê. Bekering beteken, ek draai om van die pad waarop ek was. Ek kies om saam met Christus te stap, want hy is die weg, die waarheid en die lewe. Ek draai om en ek stap saam met Christus. Ek doen wat hy vra dat ek moet doen en ek volg hom en ek lewe 'n lewe wat Christus verheerlik. Ek dink dis nou 'n bietjie far-fetched my voorbeeld, maar ek gaan tog die voorbeeld gebruik. Ek het nou maar daaraan gedink. Jare gelede, en ek gaan dit nou voor die gemeente erken, en op die kamera daar, en ek hoop nie dat al die mense na my preke gaan luister nie, maar ek is 'n jong ouetjie van so 23, en ek gaan op 'n jeugkamp, want ek moet die musiek doen op die jeugkamp. Ek gaan met die vriendin van my, se pa se kar, want my karretjie was nie betroubaar vir die lang pad nie. So sy is nou my vriendinnetjie. Dit was baie nie amptelik nie. Ons was nie regtig 'n item as jy dit nou so kan stel. Maar ek en sy is nou na pa se kar op pad jeugkamp toe. Ek's nou besig om uit te praat, waar's my vrou? Maar in any case, by die jeugkamp sit daar so blonde kop met sulke krulhare. En sy sing toe 'n liedjie, daai Don't You Wish Your Girlfriend Was. Nee, sy het nie dit gesing nie. Sy het net daar gesit en baie mooi gelyk. En die uiteinde is, en dis, ek sal lankal vergewe daarvoor, het gaan baie goed met ons 38 jaar later. Ek het met die meisie se pa se kar huis toe gaan met Rita langs my. En nou toe die April gevra om te trou en Oktober getrou. Ek het 'n hele nuwe pad gekies. Ek het omgedraai van hierdie pad wat ek op was, in 'n ander rigting gegaan. Nuwe manier gedink. Petrus kom in die boodskap, hy sê, Christus sê, die mense vra, wat moet ons doen? Hy sê, bekeer jou, en laat elkeen van julle gedoop word, en jy sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. En dit gebeur. En meer as 3000 mense kom daardie dag tot inkeer. Dis vir my partykeer nogal vreemd, dat mense sukkel om dit te verstaan. Berna laasweek is haar oë so vol trane en sy kom vertel vir my, het jy gehoor wat gebeur? My kleindogter daar agter sê, sy wil Jesus volg, sy wil gedoop word. Dis Afrikaans, dis so baie maklik om te verstaan. 3000 mense kom tot inkeer en al wat hulle doen, hulle volg 'n Bybelse boodskap van waarheid wat Christus bring. Kan ek dit vir jou lees? Handelinge 2. Kom ons lees dit saam. En toe hulle dis nou die boodskap hoor van Christus se liefde en dat hy die redder is hulle diep in hulle harte getref en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen? Ons wil dit ook hê, maar wat moet ons doen? En Petrus sê vir hulle, en daar sy preeknotas, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van die sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want hierdie belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom sal roep. So hierdie boodskap is nie net vir hierdie mense voor Petrus nie, dit is vir alle tye, dis vir ons, dis die reg voor ons, dis wat die Here vir ons gee. En dan Handelinge 2 vers 41 sê wat gebeur het. Die wat sy woord met blydskap aangeneem het. So ek kry amper die idee, daar was ander wat dit nou nie aangeneem het nie, maar die wat sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop en daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. Is dit nie 'n pragtige gedeelte? So Handelinge 2 wys, is nie net die geboorte van die kerk, en die geboorte van die kerk het niks te doen met 'n gebou of 'n organisasie of 'n begroting nie, maar dit gaan oor die uitstorting van God se Heilige Gees in mense se harte, in mense wat gehoorsaam is en sê, Here, ja, ons wil U volg.
Nou die afgelope paar weke het ons gesels hieroor en in my hart wat al die jare lief is vir die Here en ek volg hom en iets verstaan van die Heilige Gees het daar vars nuwe vrae in my lewe net oor hierdie tyd gebeur. Jesus kom en hy sê dis vir julle voordelig. Dis vir julle beter dat ek nie by julle is nie, ek gaan weg. Maar ek stuur my Heilige Gees om in elkeen van julle te woon. Hy's nou by ons, hy's saam met ons. En net die gedagte dat die trooster, God se Gees in my woon, soms kan ek dit nie verstaan nie, dat God se Gees, terwyl ek hier staan, is ek nie alleen. God se Gees is saam en hy praat saam en hy's saam met jou. En toe het ons verder met mekaar gesels en gesê, maar nou die krag van God se Gees is in ons. So vir my om te beweeg elke dag van my lewe in die krag van die Heilige Gees, om in enige plek, om in 'n vergadering in te gaan, om by my werk in te gaan, in my huis en in my gesin in te gaan en te besef, die krag van God se Gees is in my, dieselfde Gees wat Christus uit die dood uit opgewek. En die Gees wat Christus gesê het, God se Gees, vir sy disippels, wag, julle gaan krag ontvang, gaan die Heilige Gees oor julle kom en julle gaan my getuies wees. Julle gaan die boodskap uitdra. By ons manne, ons is besig donderdagoggende 5:00 met 'n disippelskapreeks. En dit raak ons almal se harte aan, want God stuur ons om sy boodskap aan almal daar buite te gee. En hy rus ons toe deur die Heilige Gees wat in ons is. En die vroue is in beweging, so dit maak my sommer net baie opgewonde. En toe het ons gepraat van, ons moet leef onder die invloed van God se Gees. Onthou jy laasweek, toe ek die wyn nie gehad het, so 'n lewe wat onder die invloed van die Gees beweeg. Ek dink nie meer met my vleeslike gedagtes en begeertes nie, maar ek leef en ek beweeg onder die invloed van God se Heilige Gees. Nou, ons kan waarskynlik vir nog 'n hele klomp weke Pinkster hou en oor die Heilige Gees praat, want daar is so baie om te sê. Ek weet nie van jou eie lewe nie, maar as jy self so 'n bietjie Bybelstudie gaan doen oor die Heilige Gees, daar's soveel onderwerpe om net oor te praat. As ons praat oor die doop van die Heilige Gees, as ons praat van die salwing van die Gees, the anointing of the Holy Spirit. Ek gaan nou net sommer 'n paar voorbeelde doen. Wat beteken dit vir jou? Ek het aan 'n voorbeeld gedink, Nick, as jy bid, dan voel dit altyd vir my in my gees, dan sê ek self, daai man het 'n salwing. Wat is dit? As Sonja praat en sy bedien die woord, of François, en of iemand bid vir jou, en jy voel die salwing van God se Gees, wat gebeur? So, daar's soveel klomp aspekte van die Heilige Gees, wat myself baie keer verward maak. En dan maak my vol van die Gees. Hoe verskil dit nou, Here, dat jy my doop? En dan is daar baie plekke in die Bybel wat die Here praat, wat die woord praat en sê, die Heilige Gees van God het oor hulle gekom. Hy het oor Gideon gekom en hy het sterk geword en hy kon alles doen. Samson, hy het oor Gideon gekom en die Here het hom uitgestuur en die Gees van God het oor Dawid gekom en hy het oor Saul gekom. Wat is die verskil tussen al die doop, salwing, onder die Heilige Gees, onder die krag van die Heilige Gees? En watter een is dit nou? Wat is daar nie een wat ek kort nie? Want ek voel so in my lewe. Here, daar's so baie goed wat gebeur en so baie voorbeelde wat U gee en wat mis ek? Want ek wil nie mis nie. Ek wil nie uitmis nie. As daar doping van die Gees is, wil ek dit hê. As die Gees oor my kan kom, wanneer? Wat moet ek doen? Hoe gaan ek dit ontvang? As ek onder die krag beweeg, as die Heilige Gees in my woon en deur my woon, asseblief, ek wil dit hê. Ek weet nie van jou nie, maar is my hartsbegeerte. Ek wil dit niks mis nie, want Christus het gesê, dis nou beter, dis vir julle meer voordelig dat ek weggaan, want julle kry my Gees saam met julle. En ek wil dit hê. En dan het ons in hierdie 3 weke nog nie eens begin praat oor die gawes. Ons het nog nie eens gepraat oor die vrug van die Gees. Jy sien, dit kan so baie aangaan. En nou my tema vir vandag is, kom ons leef dit nou uit. En dan moet ek nou self vra, en dit klink nou 'n bietjie verwarrend, maar wat gaan ek nou uitdeel? Watter een nou? Wat gaan nou in my werk?
En dalk net het iets in jou hart ook wakker geword. Ek het daarvoor gebid. Ek sê, Here, help ons almal hier by Harmonie, of ons nou 11 jaar hier is, en of ons nie hier is. Boetie, jy's nie hier, so ek weet ook jy's hier, want ek wag nou al lank vir jou. Dis 'n ander boetie, Johanna, hy sit daar. Maar maak hierdie begeerte in ons hart wakker, Here. Ek wil meer hê. Hy wil nie tevrede sit en 'n lazy boy agteroor geskop en ek is nou tevrede want ek weet nou, ek het God se gees. Ek wil meer hê. Want om in daardie krag te beweeg, kan jy dink wat 'n verskil gaan ons maak, waar ons beweeg, wat ons doen. Ek wil soos hy praat, ek wil soos hy optree, ek wil ingaan in iemand se lewe en spreek, ek wil gebruik word deur die Heilige Gees, ons elkeen, want dit is vir ons elkeen gegee. Miskien, ek moet gou 'n stapie terug gaan. Miskien is jy by daai plek wat jy dalk regtig nog oor hierdie tyd of selfs vanoggend net die vraag of die wonder in jou gedagtes het. Ek wonder of ek die Gees het. Ek wonder of God se Gees in my is. Jy kan gou lekker diep asemhaal. Ek moet net vir julle sê, julle die mooiste gaam wat ek nog ooit in my lewe gehoor het. Hierso is die rede vir my haal lekker diep asem. Daar's nie 'n enkele kind van God wat sonder sy Gees is nie. Het jy my gehoor? Daar in die donker, daar agter, daar's nie 'n enkele kind van God wat beweeg, staan, leef sonder die Gees van God. Goed, kom ek lees vir jou Romeine 8, die 8ste vers. Hy sê, en die wat in die vlees is, kan God nie behaag. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees, as naamlik die Gees van God in julle woon. Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, nou, die behoort nie aan hom. So, vat net gou vir jou Romeine 8 vers 8. So, die antwoord is eenvoudig. As die Here Jesus Christus Heer en Meester van jou lewe is, as daar 'n plek in jou lewe en 'n tyd in jou lewe was, wat jy jou bekeer het, van jou ou wee, omgedraai het, sê Here, ek stap saam met U. U is die weg, die waarheid en die lewe. U het gesê, Johannes 1 vers 12, want almal wat hom aangeneem het, aan hulle het U die mag gegee om die kinders te wees. As jy by daardie punt gekom het, en jy het Christus ingenooi, aangeneem as jou persoonlike saligmaker, jy wil vir hom leef, jy wil hom dien, dan het jy God se Gees in jou. Maar jy moet die keuse maak. So eenvoudig soos Petrus se boodskap. Want dis die seël van ons verlossing. Ek het God se Gees in my. Ek kan dit nie maak sonder sy Gees. Ek wil nie een enkele dag gaan sonder sy Gees. Goed, so nou weet ons het verseker God se Heilige Gees in ons. Ek moet jou vanoggend sê, as jy by daai plek is wat jy voel, maar ek het nog nie dit gedoen nie, moenie vandag hier uitgaan nie. Ek gaan jou nou verder vat. Dis baie eenvoudig en dis so mooi en God het vir ons die beste, mooiste boodskap gegee daaroor. Ek gaan nou met jou daaroor verder praat. Maar so baie goed het my hart aangegryp, want leef ek regtig, as jy praat van my of van jouself, jy kan jou naam daar insit, sal mense weet, daai is 'n man en 'n vrou wat God se Gees in hulle lewe het. Ek sien dit in hulle optrede, die manier hoe hulle met ander mense werk, hoe hulle leef, ek kom dit agter. Is daar regtig 'n verskil tussen my, met die Heilige Gees in my, en die volgende persoon wat nie God se Gees in hulle het nie? Kan mens die verskil agterkom? Dis die gebed van my hart, Here, mag dit anders wees hier binne my, omdat U Heilige Gees in hierdie tempel woon. Dis 'n vreeslike, nie 'n vreeslike nie, dis 'n reminder vir elke dag as ek opstaan. Here, hier staan ek nou op. Hierdie vaal, grys ou, gerimpelde, min hare, effens 'n boepensie ouetjie, maar ek is die tempel. En waar ek vandag gaan beweeg, gaan die Heilige Gees saam beweeg. Help my. Ek wil dit reg doen. Ek wil vir U 'n bruikbare instrument wees. Gebruik my.
En dan verlede week het ons gepraat oor wanneer God se gees in my is, dan praat ek anders met mense. Ek het 'n loflied in my hart, ek sing gedurig. Daar's altyd 'n lied van lof en prys in my hart en ek wil die Here loof en ek wil sy naam groot maak, al ham ek dit, maar ek wil dit doen want ek is so lief vir hom. Advertensiebreek. So volgende week, as jy nou nie vir die lang naweek weg is nie, kom eet pannekoek en kom sing. Maar dis nie vir sing van 'n konsert nie, dis sing vir ek wil die Here loof. Al wat ek het is miskien een halleluja, maar hier kom my Here. Ek nooi jou uit. Ons gaan hier voorsit en sing. En mense wat die gees van God in hulle lewe het, is vol liefde. Aan sy liefde is daar geen einde nie. En hoe het Jesus gesê, gaan ons erken word, uitgeken word, as mense wat lief is vir mekaar. So gaan hulle weet dat julle my disippels is, as God se liefde in jou hart is. Maar, hoe kry ek dit alles? En ek het nie al die antwoorde nie. Ek weet nie. Ek weet in elke opsig nie presies hoe dit werk nie. Hoe werk dit om nou meer van die salwing van die Gees te hê? Hoe werk dit om meer van die krag te hê? Hoe werk dit om meer van die Gees te hê? Hoe werk dit net om die Heilige Gees te hê? En die Here vat vir my na 'n pragtige storie, wat jy miskien almal al gelees het, en dit het my hart sommer net weer so wonderlik rustig gemaak. En dit kom uit Lukas 11. Nou, die woorde uit Lukas 11 is nie Lukas se weergawe daarvan nie, dis nie die disippels se interpretasie van wat Jesus gesê het nie. In Lukas 11 is Jesus self van die woord. Kan ek dit vir ons lees? Great, iemand het ja gesê. Lukas 11, hier kom hy. Jy kan saam met my lees. En hy het vir hulle gesê, wie van julle sal 'n vriend hê, en is 'n snaakse storie ook hierdie. Jesus vertel dit. En dan sal hy nou middernag na hom toe gaan en vir hom sê, vriend, leen my 3 brode. Ek wonder wie het jy ooit 3 brode in jou huis gehad? Ons het maar, is altyd gevries. Want hier het 'n vriend van my wat van 'n reis by my aangekom en hy het niks, en ek het niks om aan hom voor te sit. Ek het nou 'n bietjie die mekaar gelees, is jy nog saam met my? En die van binnekant sal antwoord en sê, hey, moenie my lastig val nie, die deur is al gesluit en genade, die kinders is al in die bed. Dis al 'n verskriklike ding. As Emma kom oorslaap, weet almal, moenie nou kom klop nie, want as amper wil ek sê, as die ding slaap. As sy slaapies, né, dan moet jy, die ou sê, die kinders is saam met ons al in die bed. So hierdie vir daai nuwe generasie geslag wat sê die kinders mag nie in die bed slaap, julle mag. Jesus het gesê kinders is saam in die bed. Ek kan nie nou opstaan om vir jou te gee nie. 8ste versie sê, ek sê vir julle, al sou hy ook nie opstaan en vir hom gee, omdat hy sy vriend is nie, sal hy tog ter wille van sy onbeskaamdheid opstaan en hom gee soveel as wat hy nodig het. Jesus sê vir hulle, ek sê vir julle, en jy ken hierdie, jy het dit ook al gehoor, bid en vir julle sal gegee word. Onthou net so 'n bietjie vroeër aan Lukas het Jesus vir hulle vertel hoe om te bid. Bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid, is dit nog reg? Ja, elkeen wat bid, ook sy voorwaarde, né? Jy moet bid. Elkeen wat bid, sal ontvang, en hy wat soek, vind, en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. En dan, hierdie storie is vir my so aangrypend. Soisie, jy moet nou vir my mooi luister, moenie verander as ek nie sê jy moet verander nie, hoor. Net hierdie laaste 2. Nou sê Jesus, watter vader onder julle sal sy seun brood vra, en dan sal hy vir hom 'n klip gee, of vis, en hy sal hom in plaas van 'n vis 'n slang gee. Dis weird, né? Is ons nog daar? Jy kan maar blaai. Net hierheen, en nou pause jy. Hou hom net aan. Ook as hy 'n eier vra, dan gee vir hom 'n skorpioen. As julle dan wat sleg is
Is nou sommer straightforward Afrikaans daar. Weet om goeie gawes aan julle kinders te gee. Hoeveel te meer, hou hom net daar, moenie omblaai nie. Hoeveel te meer sal die hemelse Vader, ek vra nooit vra in die preek nie, maar ek gaan nou 'n vraag vra. Wie weet hoe maak daai sinnetjie klaar? Hoeveel te meer sal die hemelse Vader wat gee? Wie het dit gesê? Mooi, jy kry chocolate volgende week. Maar blaai om asseblief soos. Kan ek jou gou 'n bietjie net terugvat? Het jy al ooit getwyfel oor die grootheid en die goedheid van ons wonderlike hemelse Vader? Sy groot hart van liefde wat wil gee. En ons wat sommer net gewone slegte sondige mense is. Ek hou van geskenkies gee, veral vir my kinders en kleinkinders. Hoe op aarde kan my seun ooit na my toe kom en vir my 'n eie vra, sê ek nie, ek nie eiers nie, maar hier is jou skerpioen. Is eintlik 'n bietjie snaaks ook. En dan sê Christus, kan ek vir julle ietsie sê, Jesus self wat praat. Al hierdie goedjies, jy gaan in die nag by die vriend klop en jy gaan kry wat jy wil hê. As jy soek, gaan jy dit vind as jy klop. Kom na die Vader en sê, ek wil die Heilige Gees hê. En nou na alles wat jy gehoor het, dink jy sal dit nie vir jou gee nie? Ons dien 'n wonderlike hemelse Vader. Ek het in my kop het ek altyd hierdie sinnetjie klaar gemaak om te sê, hoeveel te meer sal julle Vader vir julle gee wat julle hom vra. Dit het in my kop gebeur toe ek dit die eerste keer weer lees. Maar toe ek hierdie my oog tref en ek besef, wow. So is dit nou die salwing, is dit nou die volmaak, is dit nou die doping? Ek weet nie. O Vader, kan ek die Heilige Gees kry asseblief? Natuurlik my kind. Ek's God. Vra my. Ek sal dit vir jou gee. Hoe kan ons dink vir een oomblik dat ons meer vrygewig is of beter geskenke kan gee as ons God en Vader? En vir sy disippels, en ons is ook sy disippels, maak hy dit so eenvoudig. Hy sê, gaan wag, vra my daarvoor, wag, en ek sal dit vir jou gee. En hy gee sy Heilige Gees, sy krag, sy inwoning, sy salwing, die Heilige Gees wat oor hulle kom en vaardig word oor hulle. Hy gee dit alles vir hulle. Hulle het geglo en hulle wag. Ek het ook nou vanoggend 'n bietjie daarop gehamer, maar dis omdat dit maar net self baie keer vir my so 'n bietjie, Here, wat moet ek nou regtig bid? En wat is nou die regte ene en dit, want daar's mos nou baie goed in die kerk ook, né? Moet ek nou daar gaan staan dat iemand vir my bid en as ek omval het ek dit nou gekry of daar het al baie goed in kerk gebeur. En ek vat die woorde weer eens van Jesus self wat sê, luister, ek het vir julle goeie raad gegee. Wie my koninkryk nie ontvang soos 'n klein kindjie nie, sal daar nooit ingaan. Toe sit ek nou en dink, hier's nou baie mense met klein kindertjies en ek weet ek praat baie van myne, maar ek gaan gou weer nog een keer. Soos ek nou vir Emma sou gaan vra, Emma, vertel nou 'n bietjie vir oupa gou, hoe werk die salwing van die Heilige Gees? Hoe werk die krag van die Heilige Gees? Hoe werk dit as die Heilige Gees oor jou kom? En ek kan jou waarborg, wanneer ek en sy nou alleen is, want dan praat sy baie, sy sal begin praat, bla 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 bla. En dit sal so cute wees. En dit gaan nie naaste by wees wat ons nou leer of wat ons lees. Maar dis so eenvoudig, soos wat Christus sê, kom soos 'n kind. En besef net weer, ek is jou Vader. So, hoe werk dit? Wat is dit? Wat gaan ek bid? My eie predikant weet nie eens presies hoe dit werk nie. Nee, gaan net, sê Vader, ek wil so graag meer van die Gees hê. Ergens een oggend hierdie week,
sit Rita daar en sy snik van die trane. Ek sê, wat is dit nou? Sy sê, ek het net vir jou besef, hy is my trooster. Sy kan nie met my praat nie, want sy sê, hy is my trooster. Terwyl sy die troos van die Heilige Gees nodig het, kom hy, en al wat sy hoef te doen het, sê, hier is ek. Hy is ons Vader. As ons wat sleg is, weet om goeie gawes en geskenke te gee, hoeveel te meer sal ons Vader die Heilige Gees gee. In elke vorm, salwing, doop, krag oor jou kom, in elke vorm. Hier is ek, Here. Ek het dit nodig. Ek gaan sommer net kom soos 'n kind. Vriende, my gebed, eerlikwaar, diep in rou uit my hart uit. Here, ek wil meer van die Gees hê. Ek wil meer van dit ervaar om te besef, ek loop nie alleen nie. God se Gees is in my, ek is sy tempel. Ek wil meer van sy krag hê, want daar is nog sondes en daar is nog vleeslike begeertes wat uitkom. Ek wil hulle nie hê nie. Help my. Asseblief Vader, deur U Heilige Gees, help my, lei my, want ek wil 'n instrument in U hand wees. Ek het die trooster nodig wanneer ek stikkend voel. Ek het die trooster nodig wanneer ek leeg voel. Kom maak my vol. En Here, waar ek ook al beweeg in my gebed, glo ek is ook jou gebed, waar ek gaan, gebruik my. As ek daar in die hospitaal gaan en ek moet vir iemand bid, kom oor my Heilige Gees. En ek's gereeld daar in die ingangsportale in Fransa ook, en dan bid ons, en hulle het gister weer 'n wonderlike oomblik gehad, by jou skoonpa, waar God se Gees teenwoordig was. Ons elkeen het dit nodig, ons kan nie daar sonder nie, en as jy daar sonder is, en as jy nog nooit vir Christus aangeneem het, moet jy dit vandag doen, en dit is so eenvoudig, kies 'n nuwe pad, saam met Christus. Ek het Heilige Gees krag nodig in ons manne, terwyl ons daarvan praat oor om getuies te wees. Ek sukkel nog steeds om my buurman van Jesus te vertel. En God stuur ons uit om 'n wêreld te gaan red. Ek kan dit net doen as die Gees saam met my is. Ek sukkel met die Heilige Gees vrug in my lewe, liefde, vrede, blydskap, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Ek sukkel. Asseblief, Heilige Gees, asseblief Vader, gee my meer. Ek het klaar gepreek. My gebed is regtig dat die Gees self in jou hart iets gaan wakker maak. Oor Gees gedrewe mense wat deur die Heilige Gees gelei word. Dankie Lindy, julle kan kom. Om hier op hierdie aarde waar ons tydelik is, te doen waarvoor God ons geroep het, dat ons sy getuies sal wees, en dat ons ander sal nooi met hierdie blye boodskap van God se evangelie, van sy liefde, wat nooit ophou nie, en dat ons gebruik word om 'n verskil vir sy koninkryk te maak. Is dit die hartsbegeerte? Om ook deur God gebruik te word. En dit is so wonderlik om te besef, jy hoef dit nie alleen te doen nie, saam met hom. Vriende, meer as 700 jaar gelede, voor Christus, en voor hy aan die kruis gesterf, het God reeds 700 jaar voor Christus vir ons gesterf het God reeds aan Jesaja gewys wat gaan gebeur. Hierdie, dat 'n verlosser vir ons gaan kom sterf, en ons uitnooi om 'n pad saam met hom te stap. Louis, sal jy in jou span asseblief vir my na die tafel te kom? Almal wat gaan help bedien aan die nagmaal. En toe Christus self, Jesus self, die brood neem en die beker neem, toe sit hier die vervulling van God se verlossingsplan vir my en jou. 700 jaar voor Christus gesterf, sê Jesaja dit al.
Sal jy dit saam met my lees vandag? Jy kan prewel of in jou kop dit doen. So hy sit vir ons dit op. 700 jaar, dis net die volgende een nie. Voor Christus gesterf het. Skryf Jesaja hierdie woorde. En tog het hy, ja daar's hy. Jesaja, kom ek lees dit saam met jou. Sal jy saam met my lees? Tog het hy ons lyding op hom geneem. Ons siektes het hy gedra. Maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Oor ons oortredings is hy deurboor. Oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons het almal gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop. Maar die Here het ons almal se sonde op hom laat afkom. Sjoe. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, U woord oorweldig ons nog steeds. Soveel jaar gelede dat U dit vir ons gedoen het. En dat hierdie boodskap van U liggaam wat vir ons verbrysel is en van U bloed wat vir ons gestort is, dat dit steeds vanoggend 'n realiteit is. Dat U ons uitnooi om wanneer ons dit te gebruik, daaraan te dink aan wat U vir ons gedoen het en ook te onthou dat U weer kom. Dat hierdie plek waar ons nou is, hierdie omstandighede wat ons nou in is, hierdie seer en ellende en gebrokenheid waar ons nou is tydelik van aard, Here. Maar terwyl ons hier is, mag U Heilige Gees opnuut in ons kom woon. Maak ons vol, doop ons, rus ons toe, kom oor ons Heilige Gees met U krag. Mag ons dit opnuut besef, so in die gebruik van hierdie nagmaal vandag, in Jesus naam. Amen. Vriende, hulle gaan vir ons die nagmaal bedien, as die houer met die wyn en die sap verby kom, oral in die binnekant is daar wyn, en reg rondom, aan die buitekant se sirkel, is dit druiwesap. As jy wou kies tussen die twee, in die middel is daar wyn, buite druiwe om. Ek het vir die orkes gevra om ons te bedien met 'n lied wat sê, I depend on you. Dis nou lately een van my favorite liedjies. Dis omdat Sherine het so mooi gesing het, saam met Lindy. Kyk 'n bietjie daarna, luister 'n bietjie daarna. En elke begeerte in jou hart oor meer van God se Gees, dink gou daaroor, terwyl jy dit gebruik. Gebruik dit op jou eie tyd, jy hoef nie te wag vir die gemeente nie. As dit na jou toe kom, en die persoon langs jou, julle het al twee, doen dit bidend saam, luister na die lied, sing saam as jy wil, en hulle gaan ons bedien. Baie, baie dankie. Dankie, julle kan maar aangaan. All
Vader, dis asof ek 'n refrein wil hê van elke oomblik van my lewe. I depend on you. Ek is so afhanklik van U. Die woord sê, gelukkig is die mens wat weet hoe afhanklik hulle van U is. Dankie dat ons op U kan steun, Here, dat ons nie eers op ons eie insig hoef staat te maak, maar ten volle op U kan steun. Dankie vir die kosbare prys. Dankie, Here, vir die Heilige Gees wat in ons woon. Mag U in ons lewe verheerlik word. In Jesus naam. Amen. Vriende, baie dankie. Sal U glasies net vir my na die gang toe stuur? Daar sal iemand daar verbykom. Terwyl hulle dit opneem, herinner ek U aan Rita se kragtige boodskap voor myne. Die blaadjies is agter beskikbaar en jy kan enige van die items dan op die blaadjie koop en dan die vroue in aksie ook met daardie projek help, want dis wat geesvervulde mense doen. Hulle maak 'n verskil, want hulle maak nie gereed om hier te bly vir ewig nie. Ons help en ons is Jesus se hande en voete op aarde. En as jy nog wil deel raak van ons vroue of ons manne, praat jy met Andre of jy praat met Nicolette en jy is enige tyd welkom om in te skakel. Ek gaan nou op praat sodra hulle opgeneem is. Onthou dan eerskomende Sondag met die lang naweek het ons 'n heerlike sang en musiekdiens. So ons gaan net die naam van die Here groot maak en die Here het vir my een versie vir Sondag gegee. Een wat my lewe so aangegryp het. Ek dink nie ek het dit in 59 jaar ooit so besef nie. Ek gaan nie preek nie. Een versie wat ek gaan lees. En dan gaan ons iets uit die woord van die Here lees. Die res van die tyd gaan ons net Jesus se naam groot maak. Kan staan, dan spreek ek vir ons 'n seën uit. Wonderlike mede-disippels en reisigers op hierdie pad. Mag ons God en Hemelse Vader jou baie ryklik seën. Mag Christus wat vir ons hierdie prys betaal het, jou so bewus maak van sy teenwoordigheid in jou lewe, dat jy daar buite gaan en die koninkryk van God gaan verheerlik, terwyl jy dit doen onder die salwing en die krag van sy Gees. U gaan in vrede. Amen.